Baie welkom. Ons is baie excited. Ons het uiteindelik 'n naam gekry. So ons die podcast se naam gaan The Beyond the Why wees. So ons is super excited daaroor. Ons wil net vir Mike van Time Bomb Watches shout-out gee. As julle watches wil koop of verkoop, gee vir Mike 'n lei. Brilliant. Ek het vandag hulle Panerai aan, is 'n verskriklike dik horlosie, maar dit is nou obviously nie 'n goeie belegging nie, maar miskien is dit vir jou 'n belegging, so doen dit. Okay, dan is ons, ek is super opgewonde, dit is vir my 'n massive voorreg om vandag se gas aan julle bekend te stel. Dis 130% die rede hoekom ek hierdie begin doen het in die begin, is om Ricky en ek na ouens toe te gaan wat ons by kan leer, en ek meen, ons het al verlede week 'n rukkie gepraat, en net oom se kennis is crazy, so dis vir ons regtig 'n voorreg, en dankie dat ons dit kan doen, en om bereid is om dit te doen. Iets wat my verlede week bygeval het, toe hom sê, is nice om te hoor, Johan Rupert verloor R1 biljoen, dit affekteer jou nie, maar normale mense se suksesstories, of se interessante stories, wat ons vandag gaan eintlik maar uittrek, dit is wat 'n verskil kan maak in 'n normale ou se lewe. So super dankie oom. Dit is is oom Johan Potgieter. Ja, kan ons begin? Ons het nou baie gepraat oor hardloop. As oom vinnige opsomming kan gee, wie is oom, wat doen oom, en dan kan ons van daar af gaan. Jong de Markov, dankie vir die. Ek is op my senuwees, soos wat jy sê, ons moenie wees nie. My vrou vra my ook baie keer, wat doen ek? Waarmee is ek besig? Sy dink ook ek doen niks nie. Skool, baie average deurgegaan, skool baie van gehou, universiteit glad nie gesien nie, ek het dit gebypass, my pa het sy geld gespaar. Ek dink ek het geleer wat ek moes leer in die 12 jaar op skool. Ek spot, ek sê ek het vinnig geleer, so ek hoef nie nog varsity toe te gaan uit nie. In 'n rigting ingegaan waar retail op 'n praktiese level 'n ou kon ge-upgrade het en ge-uplift het, en 'n ou kon ondervinding opgetel het. En ek het gedink ek bly daar vir 2 jaar, en toe is ek later daar vir 10. Bedank, Saint West toe gegaan vir 'n kort rukkie, en toe my eie ding begin. Dink ek is baie kompeterend, sport, ek dink wat in sport, hoe jy jou sport beoefen is, wat jy in jou besigheid doen is, wat jy in jou gesinslewe deurtrek. So, mal oor sport, enige sport, of ek goed of sleg is daarin, ek love it. En ek dink ou se besigheid en ou se werk moet dieselfde wees. As jy daarvan hou, dan excel jy. As dit vir jou 'n uitdaging is, dan sit nie lekker nie. So, ja, so dis ek baie love, baie familie vas. Ek het my afsprake en my meetings en my besigheid goed het ek rondom my familie gemanage, en ja, so dis maar ek baie average, en Dis nou baie beskeie. maar ons geniet die lewe. Ja. As ons nou teruggaan, op skool was oom in Grey. Ja. Okay. Maar jy het dit gesê, ek het dit nie gesê. Ja, nee, ek wou nou net vir hom sê, daar's 'n stupid grappie wat sê, as ek weet jy iemand is van Grey, of hulle sê, Ja, ons ons van Grey. kom ook baie in sy kas. Die oom se grootword jaar op skool, kompeterend sport gedoen. Ja, ek het kompeterend sport gedoen, maar nooit op 'n hoë level nie. Ek sê altyd, squash is 'n lekker game, want maak nie saak hoe goed of hoe sleg jy is, as jou partner so goed of sleg is soos jy, het jy 'n groot game in die gang. Ek was in 10 skole gewees. Ek dink in 9 van daai 10 skole sou ek eerste span rugby gespeel het. Toe ek in Grey kom toe, barstel my babbel en ek speel vir die Fish and Chips span, 7de span. En Die G-span. ja,
my claim to fame is ek het wel eendag vir die eerste span gespeel, maar dit was toe ek 57 was en dat ek my kniekse ligamente geskeur het. So, maar ja, so skool, ek het skool geloof, maar glad nie vir die akademiese kant nie. Ek was nie daar nie, ek was afwesig geweest. En ja, As ek oom kan vra 'n bietjie daaroor, as mens hoor altyd, jy weet, daar's sulke hegte bande wat mens daar opbou. Was dit in oom se geval ook so? Was oom klomp koneksies daar opgebou en oom is nog betrokke daar? ja, ons is betrokke omrede die koneksies nog daar. So ek is nie doelbewus betrokke daarbey nie, maar so ek het nie 'n job title daar nie, maar ek dink dink as jy, en ek dink dit werk so met 'n paar groot skole, superskole. Ek praat seker met 'n klasmaat een keer 'n week. Hulle sal my bel, ek sal hulle bel. Ek sal met Bram by die skoolhoof seker een keer in 'n maand chat, net oor hoe dit gaan. As dit met iemand goed gaan, bel jy hom. As iemand was deur 'n plaasaanval gewees 2 weke terug, dan bel jy hom. So, ons is baie connected. Ek dink op die stadium is dit op my Facebook groepe, is dit my mees aktiefste groep op die stadium en ons is 40 jaar plus uit die skool uit. So, en dit is wat dit lekker maak. As ons 'n afnaweek het, dan gaan ons Bloemfontein toe, ons gaan kyk whatever hulle doen. Ons gaan kyk die koorfees, ons gaan kyk die rugby, ons gaan kyk die gala of wat ook al so. Ek dink dis maar net 'n way of life. Ek dink dis nie 'n boek wat jy toemaak na 5 jaar nie. En vinnig oor dit, ek dink baie van die plaaslike probleme wat daar mag ontstaan weens hoërskole. As ouers koop in, maar hulle koop vir 5 jaar in. Die dag as sy kind uit matriek uit is dan sy beursie toe, sy involvement is klaar, en dis iemand anders te se beurt. Ons het 'n indoor cricket akademie gestig en gebou daar wat miljoene rande was. En Christian het nie een keer 'n bat in daai plek ingeval nie. Ons het nie vir hom gebou nie. Dit was vir die generasie wat na hom kom. Yes. En as jy daai mindset het by ander hoërskole, dan dink ek dit sal nog beter gaan. Ek wil nie sê beter gaan nie, nog beter gaan, want ek dink ons plaaslike skole doen goed. Maar ek dink as die ouers besef, hulle moet nie daar wees vir 5 jaar nie. As jy commit na 'n skool, toe commit jy. Dis 'n lifestyle. Ja. Dis soos jou huwelik en soos jou gesin. Daar's nie dit is open end. Ja. So ek dink as ou daai gesindheid kan verander, dan so ek is nie op papier betrokke nie, ek is omdat ek wil. Yes. Ja. Dis amazing. Duisende ander, ja. En dit is die moeite werd om betrokke te wees by so 'n skool. Ja, ek dink is my happy place. As die lewe hier druk, Kan hom my laai paspoort is vol, ek kan nie Namibië toe vlug vir 'n week nie, dan sal ek vir Hetty sê, kom ons pak die kar, ons ry Vrydagmiddag Bloemfontein toe, ons gaan sit by Grey, ons gaan kyk 'n cricket game of ons. So ja, Yes. so dis lekker. ja, dis my happy Yes. place op die stadium. Oom sê oom het nou nie kompeterend gehardloop nie, maar obviously mens kan nou nie om dit gaan dat oom 'n verskriklike goeie hardloper is nie. Wanneer het daai passie begin? Daai passie het beslis na skool begin. En dit het by my eerste werk begin. Dit was nog in die ou dae van die OK Bazaar. En ek was leerlingbestuurder daar en hulle het ons ingeskryf vir 'n company relay. Toe sê ek, julle verstaan nie, ek hardloop nie. Toe sê hulle, ons vra jou nie, ons sê ja. Toe sê ek het nie tekkies nie. Toe sê hulle, hier is vir jou R50 giveaway. Gaan onder, gaan koop. Toe koop ek vir my die goedkoopste paar tekkies. North Star something. Ek dink dit was R29. En ek pokke die R11 giveaway se geld wat ek terugkry. Lekker. En ons het die Sondag die relay gaan hardloop en ek dink my skof wat ek moes gehardloop het was 4 of 5 of 6 kilos. En die ou vir wie ek moes oorgee, was nie daar nie. En die ander duisende mense wat daar staan, want hulle sien, ek kyk so rond en dan begin hulle gegil, want dan weet hulle, jou moeilikheid het gearriveer. Ek sê, wat nou? Hulle sê, nou moet jy Vonkgenau se skof ook hardloop. So ek hardloop toe my 5, ek hardloop die Vonkgenau se 4,
En die volgende is ook nie daar nie. En ek hardloop toe sy 6 of 7. Hulle was toe in traffic na die tyd agtergekom en hulle punte gemis. So toe is ek die maandag nie by die werk nie van styfheid en seerheid omdat ek 20 kilos gehardloop het. Maar toe kom ek eintlik agter ek kan hardloop. En toe met dit toe ons nou sit met opleiding. Toe kry die een ouetjie wat saam met my in die opleiding, skry so A5 grootte foto's. Ek sê van wat sit hy sê sy Comrades foto's. Ek sê jy Comrades gehardloop. Hy sê ja. Ek sê kry jy so 'n foto as jy Comrades hardloop. Hy sê ja. Ek sê ek soek so 'n foto. Hy sê moet jy Comrades hardloop. En so het ek maar toe het ek nou maar begin vir die foto. So ek daai foto gekry. En Maar oom het hom 23 keer al gekry. ek het toe 23 keer gehardloop, ja. So ek het baie foto's gekry. Dis verskriklik. En nog goed wat oom gehardloop het, ons het nou gepraat van die Washi. Die Washi is 'n 100 so ek het die Washi 100 myler gehardloop 4 keer en ek mis een vir my permanente nommer wat nie gaan gebeur nie. Ja, so dis die lekker goed of die meer bekende goed wat ons gehardloop het. En dan het ek een oorsese reis gehardloop, die 'n marathon in Rome marathon. So het hom gehardloop. 19,000 mense, ja. Amazing geweest. Dis verskriklik. Ja. En oom het nou vertel van op die Washi en ek het nou al ek ken hom nou van die fietsry af want oom het nou na die tyd toe hom nou nie meer kan hardloop die fietsry. Maar die swart boekie wat oom geskryf het met die lang goed op die hardloop. Ja, so die swart boek was so A4 grootte boek. Dit was voor die dae van GPS'e. So jy het in jou air conditioning kantoor gesit 2 maande voor die tyd en dan het jy jou wedloop beplan. So ek het daar gesit en ek het aantekeninge gemaak vir my seconds. Jy moet voor die tyd, 3 maande voor die tyd, moes jy maak asof jy weet wat jy op 5 kilos wil eet, wat jy op 10 kilos wil eet, wat jy op 105 wil eet. En die pas wat jy wil hardloop. So ons het soms so 'n A4 grootte roete profiel gehad en ek het dit met highlighters gemerk, die incline. Daai ding was al 10,000 keer gefotostateer, so daai goed was so skeef getrek, maar so ek het in 'n kantoor gesit en dit uitwerk. En dan het ek dit vir my seconds gegee en eintlik baie rigied en onregverdig het ek vir hulle gesê, hier's die boek. Dis die plan. As ek nie by hierdie tyd uitkom nie, ek het geoefen, as ek nie by hierdie tyd uitkom nie, is dit nie my skuld nie, dan sit julle skuld. So ek het daai pressure net so verskuif van my af na hulle toe. En onder andere op 1 jaar wat ek vir jou net nou gesê het ons op 134 getrek. En as my tyd moes gewees het 12 ure 10 minute en 10 sekondes, was ons op 12 ure 10 minute en 7 sekondes. Ons was soos in 3 of 4 sekondes uitgewees op 132 of 134. So my seconds was absoluut Hulle het die plan gevolg. Nee, hulle het vir hom mooi gewerk. So dit was goeie beplanning, dit was dink die beplanning van daai reis in die ou dae was eintlik die lekker gedeelte van die exercise en hoe hierdie en eintlik by mekaar gekom. So dit was Het oom van jongs af daai ek wil dit nou nie 'n gier noem nie, maar daai strategie van gehou, want dit klink of oom die beplanning deel hou. Want ek glo ook in besigheid, dit is wat eintlik belangrik is. Jy moet 'n plan voor die tyd hê. Ek het daai Mungas ook, jy weet, toe ek die eerste keer het ry, Koenraad ook, hy het vir ons gesê, luister, dis hoe jy dit plan. Jy weet presies wat jy eet elke uur, elke ding, en dan moet jy wakker pilletjies drink om wakker te bly die ure. So dis daai beplanning, ek dink oom is het dit ontwikkel of ek dink nie ek het dit gehad op skool nie, glad nie. En ek dink op 'n stadium kyk jy leer waardes aan of uit 'n goeie kant uit of uit 'n slegte kant uit. Of vrees of doelwit dryf dit. En ek dink baie van my waardes wat ek geadapt het, was uit vrees uit. Vrees van failure, ek gaan gefire word, so om nie gefire te word nie, moet ek 'n aksieplan. So ek dink vrees dryf baie keer baie van daai goed.
En ek dink ek het dit begin ontwikkel, ek het dit nooit gehad nie. Ek het dit begin ontwikkel. En deel van vrees in my geval is die onbekende. So hoe kleiner ek die onbekende kan maak, daar gaan altyd 'n stukkie onbekende wees, maar hoe kleiner jy die onbekende kan maak, hoe beter vir my. 'n Aanhou love dit. 'n Aanhou sal Namibië toe gaan sonder om een boeking te maak. Ek werk dit in April maand uit. En dan doen ek 'n draai-run op dit. So, ek dink vrees dryf het, ek het dit nooit gehad nie, om jou vraag te antwoord. Ek het dit aangeleer, en ek dink op hierdie stadium ran dit my 100%, ja. So ek wil dit so hê. Beplan, ja. Maar dit was nooit so geweest. Okay, ons gaan afsluit met die sport. Oom se vinnigste marathon. Vandagste marathon was 2:37. Okay, so vir die van julle wat nie weet nie, Google dit. Dit vat astronomiese baie effort. Oom het nou gesê van, as oom hulle iemand aangestel het en daar staan hy te kom dit sal gehardloop, dan moet jy die effort en die dissipline weet wat daai ou het. So dit is fantasties. Dit is 'n incredible story. Okay, ek wil gou teruggaan na oom se loopbaan toe. Oom het begin met waar? Ek het begin as jy nou jou weermag en daai goed klaar gemaak het ek begin by die OK, die ou OK Bazaar wat deur Shoprite oorgekoop is vir R1. En die rede hoekom ek daar beland het was, ek het gesê ek was nie op varsity gewees nie, so ek wou nog altyd my eie besigheid begin. My pa het vir my gesê, as jy nie gaan swat nie, wat gaan jy doen? Sê ek begin my eie besigheid. Toe sê maar, jy weet niks van besigheid nie. So gaan dit lees na 'n plek toe wat jou gaan Leer. On-job opleiding gee. En so het ek toe by die OK beland as 'n leerlingbestuurder. Ek dink dit was so 2 jaar proses gewees, die praktiese en die teoretiese kant. En toe jy begin as 'n voedselmanager en 'n dry foods manager en 'n merchandise manager, en was 10 jaar daar gewees, 8 jaar langer as wat ek wou. En St. West toe. Hoe daai proses gewerk? Ek dink ons het laas gesprek gehad met die OK. Yes, dit was hulle was bekend vir hulle goeie opleiding. So wat maatskappy soos Checkers en Pick n Pay gedoen het, hulle het gewag totdat die leerlingbestuurders uitpasseer. En die dag as dit gebeur, dan kontak hulle jou en jy kry onmiddellik 'n joboffer. Want hulle weet jy's goed opgelei. Ja, so dit was nogal, die OK het nogal geweet, maar hulle het dit on-hands gedoen. So jy dag 1 het jy begin in receiving. Ou tannies wat daar gewerk het, en kwaai tannies. So hulle het in ontvangs gewerk, jy die perishables en die melk en die bacon en die brood en alles wat in 'n winkel is, kom deur ontvang. So jy daar begin dag 1 met 'n besem en 'n mop. Jy het gevee en jy het gemop, en as jy gedink het jy doen dit reg, dan begin jy leer van hoe om goed in te check. Byvoorbeeld bacon, soos wat ek vir jou gesê het, jy voel bacon sonder om vir die expiry date te kyk, voel jy hom, en as die papier melkerig en goed is, dan gooi hom uit. Of die expiry date nog moet kom of nie. So sy het jou dit geleer, en na 'n maand of 2 as jy kan, dan kry jy sign-off en dan volg jy die system. Dan beland jy in die bakkery, dan bak jy soft rolls, crispy rolls, Portuguese rolls, al daai goed, en as jy dink jy kan, dan doen jy dit self. En so het jy deur die fases gegaan, tot waar jy dit alles prakties kon doen, en dan sê vir 'n 3 maande kursus Johannesburg, toe wat hulle jou nou geleer het van, wat jy verskil tussen 'n make-up en 'n GP, profit en staff management, daai kant. En ja, so dit was so, jy het geleer van broodbak, van vloere polish, van zips, van wol. Ek het met my skoonma gesit en gesels oor die kwaliteit van wol, of 'n 2 snit of 3, en so ja, hoe verf verkoop wit sel enige ander kleur 50%, en so jy moes letterlik alles van alles al weet. En so daar het ek nogal geleer, wat baie in jou gesig was people respect wat jy inspect. Mense respekteer wat jy inspekteer. En jy kan nie 'n ding inspect. Ek kan nie vir 'n ou sê jy het hierdie brood verkeerd gebak as ek nie weet hy het hom verkeerd gebak nie. So jy moet fisies weet.
En so jy moes om daai slogan te kon uitvoer, moes jy fisies weet wat aangaan. En dit is maar dis waarop hulle opleiding gebaseer was. En volgens my 100% reg gedoen. En ek dink as hy dit vandag eintlik nog kan deurvoer, dan is dit baie suksesvol. Maar want die jeug is hierso en dan wil hy daar wees. Hy wil as jy hom vra, ja, hy wil 'n manager wees. Maar hy wil nie hy het nie die in ons gejaagde tyd vandag het hy nie die geduld om daai 6 jaar, 8 jaar gap toe te maak om te besef. Dis 'n 6 jaar proses hierdie nie. Dis nie knoppie druk en dan is jy daar nie. So ja, ek dink my opleiding het eintlik vir my ook baie geleer. Ja, van besigheid. Yes, ek dink nou net aan ons is in die versekeringsgame, so ek doen beplanning. So nou die dag sal mense wat aftree en nou doen dit vat my net 'n week en 'n half om alles deur te gaan en alles. Ek sit by my pa 15 minute. Ek sê vir hom dis die scenario, dis dit. Hy sê wat gaan jy trek? Ek sê persentasie. Ja, ek vra hom toe wat sal hy doen? Hy sê hy gaan soveel persentasie trek van hulle kapitaal. Hy was punt 2 uit en dit is ervaring. Selfs met versekeringspremies ook. Baie keer dan trek ons 'n quote en dan sê hy daar's nie reg nie. Want hulle moes daai goed met die hand uitwerk. Hulle het soos die aktuaries het dit deesdae doen op die moes hulle dit nog met iets. So dis presies daai. Jy kry nie daai, dit is net ervaring wat jy nie kan koop nie. Ja. Oom is toe van daar af, het hom toe daar besluit, oom is wil nog steeds om sy eie ding doen. Ja, kyk daarso, as ek nou praat van 'n vreeslewe, in daai jare was dit uit en uit autokratiese bestuur gewees. As jy voorraadopnames gehad het en jy's meer as 0.9 uit oordoen. Nee, en dan is jy gefire, dan is jy gone, dan daar gat jy. So, ek het die meeste van my bevordering gekry as gevolg van ander bestuurders wat afgedank is op 'n plek oor shrinkage, verliese en goed wat nie beheerbaar was nie. So ek het op die edge gelewe. Dit was vir my so ek het baie keer het ek 'n winkel oorgevat wat nie in 'n goeie toestand was nie. Wat eintlik in hindsight eintlik 'n goeie ding was, want dis makliker om 'n ding te groei wat nie perform nie, van 'n lae basis. So ek het op baie plekke beland as gevolg van gelukkig die vorige ou wat dit nie gemaak het nie. Okay. En dan sê 4 maande daar en 3 maande daar en 2 weke in 'n ander. So dit was baie rondtrekkery geweest en so ek was so gefokus op dit op 'n stadium was dit uit jou kop uit van ek is eintlik hier om ondervinding op te tel. Jy was so binne in die fight, jy het vergeet van wat buitekant aangaan. En ek dink toe Shoprite die OK oorgekoop het ek net 'n besluit gemaak. Ek dink nie ek wil vir die mense werk nie. Ek is nogal loyaal oor alles. As ek blou dra, sal ek nooit rooi dra nie. As ek rooi dra, sal ek nooit blou dra nie. As ek hierdie brand kar ry, sal ek net nooit die ander een. Ek is loyal op alles wat ek doen. So dit was my die oppositie en ek kon net nooit aanvaar dat die oppositie my moes oorneem nie. En toe hulle ons oorneem, was ek in hoofkantoor en daar was 630 personeellede gewees en hulle het 600 geretrench en 30 was nie geretrench nie. En ek het aan die deur gaan klop en gesê ek wil geretrench, ek wil deel van daai wees. Ek betaal my laat ek waai. Toe sê man so nee, jy moet waai. As jy wil waai moet jy bedank. So toe het ek bedank en by Senwes geëindig, ja. Yes. Wat het hom vir hulle gedoen? Senwes het op daardie stadium wou hulle kruieniersware in hulle winkels inbring. En hulle het iemand gesoek wat uit die fast moving consumer goods area uitkom. En ek het gegaan vir die onderhoud. Dit was soos 'n 25-30% cut in salaris vir my. Ek het eers gesê ons gaan dit nie kan doen nie, dit gaan nie kan werk nie. Daai tyd om sy gesin, hoe dit gelyk? Nee, my gesin was toe, dit was ek en Nettie en Sanay is toe so 2 jaar oud, 3 jaar oud. En eerste huis gekoop.
oorgekom het op my eerste huis. Ons kon net deur die tyd vir 100.000 koop, toe koop ons vir 115.000. Dierles geleer oor kredietkaartskuld en daai tipe van goed, as jy dit doodmaak, wat sy huispaaiement kan jy ewe skielik bekostig, so dit was 'n les op sy eie. Maar eerste huis gekoop, op die edge gelewe, wat budget aanbetref, 25-30% dip in salaris gevat, wat ek vandag nog nie vir jou kan sê, hoe ek dit aanvaar om dit te doen nie. Ek verstaan nie, die liewe vader werk op 'n weird manier, partykeer met ou, maar in Clersville beland, moes my kar verkoop, om die budget te maak klop. En as dit nie vir dit was nie, dan het dit nooit eintlik uitgekom. So ek het nie 'n trappie teruggegee om 'n trappie vorentoe te gaan nie. Ek het eintlik van die leer afgeval, heeltemal, completely. So ek weet nie, ek weet nie by daai tyd toe kom het ek ja gesê vir die werk, maar en vandag is dit hoe my paadjie vir my uitgelê was en ek is net dankbaar daarvoor. So, ja. Okay, en St. Wes het oom, hoe lank vir hulle gewerk? St. Wes spot ek altyd, ek sê ek het swanger geraak daar. Ek was 9 maande daar. Okay. Van begin tot einde. Ek het dag 1 toe ek by die huis kom, toe sê ek vir Hetty, lekker plek om te werk, kry gratis etes, lunch en elke ding, boetie kom kyk, dit is lekker. Maar dit wat ek uit die OK uit geleer het en die manier van besigheid doen was vir my opvallend verskillend. En ek het gesien op daai stadium gaan nou nie die gesindheid verander en goed nie, baie lekker gewerk daar. So ek het die kruieniers afdeling vir hulle, ek het die opleidingsmanueel vir hulle geskryf, ons het die rak uitlegte in die winkels gaan doen, ons het personeelopleiding gedoen, dit geïnstalleer in al die winkels, die uitlegte gedoen en dit het my so 6 of 7 maande gevat en toe is dit gedoen. En toe het ek 'n aankoper geword by hulle, waarvan ek absoluut niks ondervinding gehad het nie, niks geweet het nie. Maar om 'n job te behou het ek gesê, ons sal leer. En Weer uit vrees uit. Leer uit vrees uit. En vandaar af het my eie besigheid toe nou eventueel begin, ja. Okay, maar verduidelik ons hoe dit begin. So het my die MTN rekening gegee om te hanteer by St. Wes. En dit was op daai stadium by hulle die kleinste. Ek meen die MTN rekening in vergelyking met 'n diesel rekening of 'n landbou rekening by St. Wes of 'n trekker rekening is huge. So St. Wes, die rekening bedoelend, hulle het 'n klein MTN winkeltjies Ja, binne. so hulle het so 'n stuk of 10 klein kiosk gehad in St. Wes winkels wat die boere kon kontrakte uitneem. Maar die MTN besigheid het op papier by St. Wes net glad nie gewerk nie. Hy was so diep in die rooies net nie waar nie. En Dr. Davel, wat die MD was op daai stadium, was nie baie gewild by die boere. Hy het shots gevat omdat hy betrokke raak in goed wat nie hulle core business is nie. En ek het vir hulle besigheidsplan gestuur, 'n voorstel op papier gesit, ek sal die besigheid oorvat. Gooi jy dit uit, ek sal die personeel oorvat, dan koop hy aansien by die boere, hy haal 'n ding wat in die rooi is van die boeke af, en hy doen personeelvermindering in dieselfde. So dit was vir hulle 'n wen-wen situasie gewees. So 2 maande niks gehoor nie, my eendag opgeroep en vir my gesê, jy het hierdie geskryf, ek het gesê ja, vooral vir my sal jy dit nog wil doen, sê ek ja, ek sal wil, toe sê hy vir my, wanneer bedank jy? Toe besef ek, okay, hier's daai ding wat daai hond wat die kar gejaag het, die bus gejaag het, jy het hom nou gevang. So, Hoe jy dit hanteer. nadat jou binnegoed uitgeval het, toe is ek daar uit. Het oom, hoe het oom besluit, oom wil dit daai offer maak, daai besigheidsplan doen? Het oom gesien as potensiaal? Ek het op skool, het altyd vir my gesê, ek moet van my matrieksertifikaat ontslae raak voordat my kinders gebore is. Want as hulle dit sien, gaan ons geen hou vas op hulle hê in die huis nie. So, ek het toevallig wiskunde en rek op skool gehad, maar my punte was shocking geweest.
ek het niks verstaan van debit en krediet en goed nie. En in besigheid, deur die OK, het ek net 'n gut feel ontwikkel van wat werk en wat werk nie en waar is 'n probleem en waar is nie 'n probleem nie. Ek weet vandag van 'n balansstaat amper nog steeds niks nie, maar as ek 'n wins en verlies vat en ek kyk om en ek vat 'n balansstaat, kan ek vir jou sê, hierdie moet nie so wees nie. Hier's 'n probleem en ek sê 9 uit 10 keer reg nie, ek is 10 keer uit 10 keer reg. So ek het dit net so op die wins en verlies en op die balansstate van Senwes wat jy kry, het ek net gesien dit wat in praktyk gebeur en dit wat op die papier staan stem net nie ooreen nie. Daar moes iewers 'n probleem wees. En hulle het persentasie toedeling gedoen by hulle uitgawes. So as ons 'n MTN winkel in Klerksdorp gehad het en die saadafdeling het 50% van die turnover gedoen, dan het hulle 50% van die kragrekening gekry en 50% van die personeel. So hulle het toedelings gedoen. En as gevolg van hoe goed die MTN turnover was, moes hulle 'n persentasie van die uitgawes vat, maar hulle het net 'n 3 square kiosk gehad. So hulle is met 'n elektriese rekening oor hulle kop geslaan. Daar's 'n bakkery wat obviously al die krag eet. Hulle moes hulle moes 'n sluk vat uit die bottel uit op die personeelrekening en al. So dit het die somme skeef getrek en dit het daai rekening in rooi gesit en hulle sou moes toemaak wat op papier staan. So dit was 'n maklike een om reg te maak toe jy dit op jou eie vat en ons was binne maand 2 was ons in die groen in gewees en begin geld maak en 'n positiewe draai gehad. So dit was eintlik 'n maklike een gewees, ja. Maar dit was seker nie in die begin stadium, hoe het oom daai, ja, oom het nie baie kennis van dit gehad nie. Ek het absoluut geen kennis daarvan gehad nie. Ek het 2 goed by die OK geleer. Mense respekteer wat jy inspekteer, wat ek net nou gesê het, en jy hoef nie slim te wees nie, jy moet tussen slim mense wees. So vra, moenie sukkel nie, moenie wonder oor 'n ding nie, vra. En baie keer werk die tannie wat onder jou werk baie langer as jy daar en sy weet hoekom die dinge skeef loop, maar sy mag nooit 'n opinie gehad het nie. So vra, sit almal op dieselfde level en dan gebeur dit. So Hetty was 8 maande swanger met Christian. Ons het ons medies verloor, so dit was 'n grove besluit geweest om dit te doen. Maar ek het geglo ons kan dit maak werk en die moeilike gedeelte daarvan is op retail begin jy en jy koop 1 brood aan en jy verkoop hom, jy maak 'n wins en jy het geld om 2 brode te koop en jy verkoop en jy kan 4 brode koop. Op die MTN besigheid koop jy foon aan vir R1000. Jy gee hom vir die eerste customer wat inkom verniet uit op 'n upgrade. Maar jy kry niks geld in nie. Maar jy kort 'n foon om weer te smous. So ons cashflow daar's nie cashflow nie. En dit was nie goed deurdink gewees in die eerste ronde nie, maar dit is 'n probleem waarmee ons gesit het. Ons het alles verkoop wat ek kon om dit oor te draai en cash in. En op 'n stadium, ons het 5 winkels gehad in Bloemfontein, Botawil, Potch, Klerksdorp en ek kan nie onthou die vereniging. Dan bel ek die vrouens wat in die winkel is, dan sê ek, tel julle geld. Tel fisies die 1 sent, die 2 sent, die 5 sent, die 10 sent en 20 sent. Bel my. Dan maak ons R3000 by mekaar tussen die 5 winkels. Dan sê ek, sluit die winkel, gaan bank toe, gaan bankie geld. Dan gaan bank ons R3200, gaan koop ek 3 fone vir 5 winkels. En daar's 'n waglys vir 20. En dan moet jy besluit wie kry en wie kry nie. Ons was dan nie by MTN om 'n kredietfasiliteit te kry. Absa wou nie met 'n tang in ons vat nie, FNB wou nie, Standard Bank wou nie. So ons moes, dan bel ek MTN sê, ek soek my foon as 'n geld, en sê jy kry 30 dae na staat. So daai eerste 3 maande moes ons cashflow van alle oorde af genereer, net om die pot in die koop te hou, en toe dit stelselmatig begin optel. Het oom hulle nog steeds daai MTN's by die Senwes gehou, of het dit toe?
Ons het van die 10 of die 15 wat daar was, het ons baie toegemaak as gevolg van hierdie cashflow probleem. En baie van hulle was ook nie die moeite werd gewees nie. En dis nogal 'n beginsel wat ek per ongeluk aangeleer het met dit is, as jy met die ou hout aanhoudend uitsny. Ou moenie bang wees om te sny nie. Jou kaste by die huis, as daar 10 kaste is, gaan daar 10 kaste vol goed wees. Jy moet die hele tyd uitgooi, jy moet die hele tyd skoonmaak. En so dis nogal 'n beginsel wat ek per ongeluk aangeleer het. So ons moes toemaak, want as ek net 3 fone kon aankoop, of ek 5 winkels of 10 winkels gehad het, dit sou net nie werk nie. So ons was gedwing om kleiner te gaan. En toe ons opstaan, wat cashflow aanbetref, toe het ons begin om uit die Senwes winkels uit te beweeg. Toe het ons in Potch byvoorbeeld in Riverwalk Mall in beweeg en later in Mooi Rivier in Klerksdorp is ons in die malls in. So toe het ons begin uit die Senwes winkels uitgaan. Maar dit was ons basis gewees. Ons het baie toegemaak. Ons het seker, ek skat daar was seker 15, maar ons het 5 gehou en die 5 beter is gehou, ja. Het oom later ander ouens ingetrek ek was van die begin af om het deur te trek in Senwes, moes ek my onmiddellike hoof ook saamvat. Hy het vir my gesê hy sal hierdie ding kan verkoop kry aan die raad, maar hy gaan saam. Toe sê ek, okay, dis fine. En toe sê hy, maar hy wil nie 50% nie, hy wil 51%. Toe sê ek, vir ons het jou gelukkig maak, dan vat jy 51%. En dis nog 'n beginsel wat ek per ongeluk aangeleer het, is ek moet nie greedy wees om 'n hele stuk koek te hê nie. Moenie 'n hele koek vat nie, daar's baie koeke, vat 'n stukkie uit elke koek uit en versprei jou goed en jy maak dalk minder wins, maar jy vat ook 'n kleiner sluk uit die bottel uit as daar dippie is. Toe was ek en hy in 'n vennootskap gewees vir die eerste jaar en 'n half. Rowwe verhouding gewees. Verhouding en nie 'n partnership nie. En toe het hy verkoop aan Adolf, wat uit Senwes uitgekom het, Adolf Swart. Ek dink hy was hulle, kan nie onthou wat Adolf by Senwes gedoen het nie, maar hy het toe ingekoop, en ek en Adolf het so geloop. En baie van die idees wat ons toe gehad het binne MTN, het van Adolf afgekom. En ek en hy ons is tot vandag toe nog in partnership. En op 'n stadium het ons van bankrekeninge verander, en die laaste 4 jaar het ek nie eens geweet wat ons bankrekeningnommer nie. Adolf het dit geraan. Ek het nie, hy het 100% vertrou wat ek doen, en ek het 100% vertrou wat hy doen, en dit was net 'n absolute perfekte partnership tussen my en hom gewees. So ek wou hom vra hoe kies oom die partners, maar dis eintlik maar dit was net 'n ongeluk. Ja, dis soos 'n huwelik. Jy sien en dit lyk goed. En dan die volgende maand as jy sien maar die tande pasta het nie 'n proppie op nie, dan sien jy maar hoe het ek nie hierdie goed agtergekom voor die tyd nie. So dis jy kan dit nie voor die tyd weet nie. Dis nie onderhoud. Jy weet nie eens in 'n werksonderhoud eintlik wat jy gaan kry uit iemand uit nie. So partnership is dis eintlik net 'n thumbs up, en jy moet loop dit werk en jy moet dit maak werk. En as dit nie werk nie, moet jy albei groot genoeg wees om te sê hoor hierdie werk nie, en dan moet die skeidingspakket so wees dat albei partye 20 jaar daarna mekaar nog kan groet en sê ons was nie ingedoen met die skeiding nie, maar dit het gelukkig net een keer in my lewe gebeur. So, ja. Yes. Okay, en vandag daai besigheid, hoe lyk dit? Daai besigheid het ons gegroei toe eventueel van die 5 Senwes winkels af na 26 winkels toe landwyd. En ons het toe die gewapende rowe op daai stadium was toe groot. Ons het in 3 jaar 36 gewapende rowe gehad. So, op 'n stadium wou geen versekeringsmaatskappy kan dink hulle weghardloop. Ons versekering het opgegaan van, as ek kan bedrag noem, van R8.000 'n maand na R18.000, R70.000 'n maand. En op 'n stadium
het daai maatskappy vir ons gesê, ons stuur jou R78.000 vir jou terug, ons wil dit Wil nie. dit nie. En so, dit het ons genoodsaak, ons was die eerste selfoonmaatskappy in Suid-Afrika wat die delayed saves gehad het, wat jy, soos in die bank, so ons het daai goed, ons het tracking devices en selfoonbokse ingesit, ons was die eerste maatskappy wat dit reg gekry het om gewapende rowers suksesvol in hegtenis te neem. Maar dit het ons genoodsaak op 'n stadium dat ons begin rondkyk het na partners en ons het toe, ons was die derde grootste MTN dealership gewees en ons het toe in verhouding gegaan of saamgesmelt met 'n Cell Network en saam met ons toe 60 winkels gehad en dit het ons die krag gegee om ander dealers uit te koop. Toe het ons het gegroei na 80 of 82 winkels toe en toe het ons ook weer met daai ou uitkap ding begin en ons het so van 10 winkels, 12 winkels ontslaag geraak. En so 2 jaar terug het ons toe verkoop aan 'n maatskappy in Johannesburg en toe het ons uit dit uitgeklim, ingecash, Jo. Maar dit was nie altyd die plan, om sou hom opbou, of het hom nog nooit daaraan gedink eintlik nie. Dit was nooit 'n plan gewees nie, maar om jou slice van die koek groot dieselfde slice te hou, moes jy begin. MTN het, soos enige franchise ons was in die middel van 'n hamburger gewees. Jy het jou aandeelhouers in MTN hierso wat groter winste wil hê, en jy het jou verbruiker aan hierdie kant wat selfone goedkoper wil hê. Hulle wil vir goedkoper data hê, goedkoper minute kan bel, en ons is in die middel. So hierdie ouens soek dit goedkoper, hierdie ouens wil meer geld maak, hulle gee dit vir hulle goedkoper en hulle maak meer geld, so ons is ons word gesandwich in die middel. So, waar jy byvoorbeeld op ligtyd 10% gekry het, ons begin het, teen die tyd wat ons verkoop het, het ons 3.8% gekry. So om jou randwaarde in GP dieselfde te hou, en jou netto winste dieselfde te hou, moes jy expand, jy moes groter gaan, jy moes groter gaan om dieselfde tipe geld huis toe te vat. En ons het dit gelukkig baie goed reg gekry. Ons het winkels van MTN self oorgevat, wat hulle owned winkels was, wat hulle nie kon manage nie, het ons oorgevat, en ons het hulle van rooi af van groen ingekry, so ons het op 'n stadium op hulle gepiggyback as hulle nie 'n suksesvolle winkel gehad het, net hulle vir ons gevra, maak ons hom toe, wil julle hom hê? Yes. En toe het ons het so gegroei, ja. Yeah. Okay, obviously, ek dink ons paai het ook gekruis, maar met 'n eiendom, so wanneer het hom in die eiendomme in beweeg? Die eiendomme het ons begin inbeweeg toe MTN vir ons begin goed was. En een van jou pilare van spaar en van groei deur jou lewe, as jy begin deur om te spaar en later dan koop jy jou eerste woonstelletjie en dan gaan bly jy in jou eie woonstel en dan later as jy in 'n groter plek wil ingaan, dan probeer jy doen sonder om jou eerste woonstel te verkoop en dan het jy een woonstel en dan dink jy later, maar hoekom bou ons nie die goed nie. So ek dink dit is 'n fase waardeur baie mense gaan. Dit was nooit in my beplanning gewees nie, maar omdat hierdie een besigheid vir jou goed was, het jy ekstra kapitaal ingekry nadat jy jou basiese savings strukture in plek gehad het, soos jou anniteite en goed, het ons gesê, okay, kom ons bou, ons begin 'n ander pilaar bou. En so het ons het begin meentuise bou, as ronde nommer 1, baie goed gegaan van die plan af verkoop, en toe het ons so jaar daarna gesê, kom ons bou kantoorpark, dis nog makliker, daar is nie badkamers en goed nie, jy bou vir goedkoper en jy verkoop het duurder, so dis lekker. Toe het ons dit gedoen, en toe op 'n stadium, toe ons van hierdie 20 eenhede, is ons toe na Corpus toe, na 86 eenhede toe. En daai was, soos wat jy self weet, 'n bietjie te vanagtig groot gewees. En ek het die teer hard geslaan daar.
baie goed gebou en baie goed met die bouer ooreengekom, gewerk om Koos Geldenhuys hulle, JJG, en finansiering gehad deur 'n bank, en dit was hier in 2006 en ons het basies al die eenhede uitverkoop. Ons was op 86 eenhede het ons 82 of 84 uitverkoop gehad. Ons het daai groot borde opgesit van 2 eenhede oor en alles, en toe die rentekoerse begin klim, die bank wat ons finansiering gedoen het dit gedoen op voorwaarde dat die koopkontrakte wil hulle die verbande registreer. So hulle geld het nou weer daar gelê. En hulle kontrakte na die kopers toe was gewees op 'n ooreenkoms van 10% deposito en 90% lene. En toe die rentekoerse begin klim, toe skrik die finansieringshuis en hulle raak angstig en hulle sê ons gaan die kontrak verander van 10% na 30%. En daar klim al die kopers, behalwe een ou, klim uit. Hulle sê ons het nie 30% deposito nie en hulle los dit. So toe is ons in die moeilikheid. Toe moes ons 'n bouverband maandeliks cover teen R280,000 'n maand. Die geld wat ons nie het nie. En die wolwe klop in die deur, hulle soek hulle geld en ons het dit nie. En ja, so toe die tek het die teer hard geslaan daar. Baie vergaderings bygewoon. Briefies, lelike briefies gekry van uitverkoop en strandhuise verkoop en plase verkoop en voel of ek terug is in die hoof se kantoor. En dit is, ek dink, waar julle toe begin betrokke raak het, wat ons ook geonderhandel het om die projek oor te vat en te skuif na ander finansieringshuis toe en maar rowwe tye gewees, ja. Daar partnerships uit mekaar het gespat, mense het, as uit die dorp uit, mans het hulle vrouens geskei wat binne gemeenskap van goedere was, almal het weggehardloop, van die 9 was daar 3 of 4 oor, die bloed het daar teen die mure gesit, en harde onderhandelinge met die bank gehad, en so 2 weke tyd gehad om dit te herstruktureer en ander finansiering in plek te kry. En ek dink dis waar ons baie toe begin kruis het, en julle het ingekoop, en baie ander ouens het ingekoop, en vandag is dit 'n wonderwerk suksesstorie. Ja. Dit was uit ons hande. Wat is ons grootste les wat jy my daai geleer het? Daar het ek geleer dat jy moet nooit alles van alles besit nie. Hy storie oor die koek. Jy moet nie te groot nie. As jy tekkie die teer slaan, is die ouens wat kleiner aandele is, hulle gaan verby. Hulle weet, die ouens wat groter aandele het, hulle moet dit maak werk. Die bank weet ook, hy hoef nie klein ouetjie te gaan uitskit nie, hy gaan skit die groot ou uit vir alles. En 'n groot groep in 'n partnership, dis moeilik genoeg met een om 'n tafel. Om met 9 vrouens getroud te wees, dink ek ons almal weet dit gaan hel wees. Ek dink dit was 2 lesse gewees. 'n Partnership moet klein wees. Ou moet nie te vinnig te groot groei nie. En natuurlik as daar 6 of 7 partners om 'n tafel sit, tel jou sê ook net soveel. So as ek sê, boys, hierdie ding is te groot, ons hap nou groot, en ons daar 6 ander wat vir jou kan sê, nee, maar ons dink dis reg. So ek dink as jy met een ou kan redeneer, is dit hard genoeg, maar ek dink dit is genoeg. Ek dink nie ou moet 'n groter partnership as 2 of 3 gaan nie, en ek dink nie ou moet 'n groot hap nie. Jy moet eerder sit jou eers in verskillende maatjies, sodat jy van 20 eenhede na 86 toe gaan. Dus dit was bietjie op die buitelyne van 'n rugbyveld rondspeel. En gelukkig het dit vir ons gewerk, maar ek sal dit nie weer doen nie. Ja. As oom nou terugkyk na hierdie loopbaan van oom, wat sou hom anders te gedoen het? Dink nie ek sou iets anders te doen nie. Ek dink as ek almal vra vir my, as jy sou gaan swat het, wat sou jy gaan swat het? Ek is mal oor regte.
Maar ek dink dit is uit my agtergrond uit, ek's uit die weermag uit in die polisie in, en ek het die regsaspek baie van gehou. Maar ek dink dink nie daar's iets wat ek sou verander het nie. Ek dink die foute wat hy gemaak het, was goed gewees. Jy leer nooit uit jou, as korpus van die begin af 'n suksesstorie was, wat was daar om te leer? So, ou leer ongelukkig, ek dink baie keer dan kyk jy Saterdag gaan die Springbokke verloor, of die Proteas het verloor, dan sê die afrigter, ons het baie geleer. Dan dink ek, ja, julle moet nou al volleer wees teen die spoed wat julle iets geleer het. Maar, wat ek geleer het, is jy kry nie besigheidswaardes nie. Jy het waardes. Daai waardes trek jy deur van jou huis af, na jou besigheid toe, en op enige grond. So, dit wat in besigheid staan by die huis. Daai ding van mense respekteer wat jy inspekteer, is by die huis. Dis van toepassing op jou kinders, op jou werk, op jou social, op jou fietsry, op jou hardloop, op jou sport. So ek dink ek het dit nogal geleer om jou kop in die grond te druk. 'n Probleem gaan nie weggaan nie. As jy maandag opstaan, is daai probleem nog daar. Jy moet hom aanspreek. Jy moet met mense onder jou praat, want hulle het know-how van waar die probleem is, maar ons praat nie met hulle nie. Hulle sien duidelik wat die probleem is. Ons soek hom hierbo. Dis soos wat rugby spelers moet praat met bestuur. Topbestuur, ons fire altyd die afrigter, maar hy se squeeze in die middel. Yes. Oom, dit was 'n leerskool soos nog nooit nie. Ek wil regtig van dankie sê. Dit was, ek dink ek gaan self dit luister. Ek luister nooit gewoonlik dieselfde goed nie, maar hierdie was fantasties. Dit was regtig insiggewend. En dankie vir die deel. Ek dink dit gaan definitief 'n verskil maak.